Toe ek 'n kind was, het ek verskriklik baie daarvan gehou om in hierdie een spesifieke boom in ons agterplaas te gaan klim. Ons het 'n boomhuis gehad in daardie boom. Die boomhuis het so uitgekyk oor die plaas. Ons het nie op 'n plaas gebly nie, maar langs 'n plaas. En ek het ure en ure in daardie boom gespandeer, veral in die somer, en dit was vir my verskriklik lekker. Maar ek's nou groot en ek klim nie meer boom Ja, nie. nee, as volwassenes klim ons nou nie eintlik juis meer in 'n boom nie. Behalwe in die storie wat ons vandag saam lees. Saggeus sit daar in 'n boom. Saggeus het in die boom geklim. Hy was 'n tollenaar. Hy het geld ingesamel vir die Romeinse ryk by sy mede-Israeliete, sy mede-Jode. So hy het die beste klere gehad, die beste huis, elke man in aansien. Maar hy het besluit hy gaan vandag gaan boom klim weer soos 'n kind in sy mooi klere, al skeer hy dalk sy klere. Al skeer sy klere. So ek wonder, wat soek Saggeus in hierdie boom? Ons is nou hier vandag om oor daardie verhaal van Saggeus te gesels, waar hy in die boom klim. Wat is sy redes vir in die boom klim, soos jy gesê het? Ja. So terwyl ons die teks saam lees, dink bietjie oor die tema van vandag, van eensaamheid, van uitgestoot wees. Daai ding wat jy so al wegvat van die skare, hoe Saggeus weggevlug het van die skare op in hierdie boom. Wat gaan aan met hom? Wat gaan binne in hom aan met sy emosies? Kom ons gesels daaroor en ook plaas jouself in sy skoene, maar ook in die van die skare. Hemelse Vader, ons bid dat U hierdie teks vir ons sal oopmaak deur die kragtige werking van U Heilige Gees. Heer, mag ons besef dat elkeen van ons verskillende rolle binne hierdie teks speel en mag dit vir ons werklik tasbaar raak. Here, mag ons onsself in Saggeus sien wat uitgestoot voel. En mag ons onsself ook in die skare sien en die Jode wat Saggeus uitgestoot het. Amen.